Vanoggend so 'n bietjie in die woord induik. Nou ons begin vandag ook 'n nuwe reeks. Ons preek in reekse, want dis hoe ons glo ons ook genoeg spasie gee en tyd om die woord te leer en lekker in te delf. So die reeks se naam is Een Lewe, 'n storie van integriteit. En ek sal nou so 'n bietjie meer oor dit praat, maar vanoggend wil ek gou-gou begin. Ek wil vir jou vra, ek wil gou-gou 'n bietjie dinktyd gee, so 'n halwe minuut. As jy vanoggend die woord heilig hoor, wat kom in jou gedagtes op? As jy die woordjie heilig hoor, waaraan dink jy? Ek gaan gou so 'n paar sekondes gee. Okay, dit sal nou lekker gewees het om te hoor, maar die tyd is altyd 'n uitdaging. Ek dink baie mense sou dadelik gesê het, God is heilig. Of Jesus is heilig, of die Heilige Gees is heilig, of jy sou gedink het dalk aan daai skrif in Petrus wat sê, wees heilig, want ek is heilig. Of jy dalk gedink, nee, ek weet nie, heilig, as ek die woord heilig hoor, dan voel dit vir my, dis vir ander mense. Ek ken 'n klomp mense, hulle skyn van die heiligheid, so hulle is heilig, but it's too high to come by. Vir my, ek kan nie daar bykom, dit is eksklusief vir ander mense. Nou vanoggend wonder ek, hoeveel van ons sou dalk gesê het, ek is heilig. Is daar enige so iemand? Yes, like it. Daar is hy 2. Okay, ons het nodig om 'n bietjie hieroor te preek. Dis iets wat ons moet snap, wat ons moet hoor. Jy geweet dat 'n klomp van die 21 briewe in die Nuwe Testament, 'n klomp van daai briewe begin, die aanhef is aan die heiliges, aan die geheiligdes, aan die heilige broers, aan die heiliges in Christus. So dis hoe die brief geskryf word aan die heiliges. So elke keer as jy die Bybel lees en jy lees die woorde, hierdie brief is gerig aan die heiliges, dan moet jy kan sê, hierdie brief is aan my gerig, want hierdie briewe was geskryf vir mense wat tot geloof in Christus gekom het. Hierdie briewe is geskryf wat vir mense sê, ek glo in Christus, Jesus, die gesalfde koning, hy is ook die koning van my lewe, maar dan is daar iets baie interessants, dat dan hierdie briewe praat dan met hierdie mense wat heilig is, oor hulle heilige leefstyl. So dis amper asof daar 'n beginpunt is, van God verklaar ons heilig, en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor dit, en dan 'n lewe van heiligheid. En daarom noem ons ook hierdie reeks Een Lewe, 'n storie van integriteit, want God roep ons vir een lewe van integriteit, 'n lewe wat geïntegreerd is met hom, 'n lewe wat heilig is, 'n lewe wat afgesonderd is, want dis die tipe lewe wat dan vir ons ook sy lewe in ons lewe bring, wanneer ons geanker is in hom, wanneer ons hom ken. Ons het dit vanoggend gebid, uit Handelinge uit, it's in him that we live and move and have our being. God het die mens van die begin af so gemaak. Die mens was in sy beeld, sy gelykenis geskape, die mens het 'n doel gehad, 'n opdrag, dis om die aarde te vul met sy heerlikheid, maar ons weet daar was toe sondeval en dat iets anders gebeur. Nou, baie interessant, die Griekse woord vir, eintlik die Hebreëus ook, maar spesifiek dan nou in die Nuwe Testament, die Griekse woord vir heilig is die woord hagios. En hagios beteken afgesonderd, dit beteken aan God toegewyd. Afgesonderd, aan God toegewyd, sodat ek 'n sekere tipe lewe kan leef en beleef met 'n sekere doel. Nou, as ons dink aan Jesus, dan dink jy dadelik heilig. As ons dink aan Jesus, dan dink jy dadelik, ja, afgesonderd. God afgesonderd. Jesus het gesê, partykeer wil die disippels vir hom kos gegee, dan sê hy, nee, my voedsel is om die wil van die Vader te doen. Dan is die disippels weer hysteries, hulle soek vir Jesus want hy's weg. Dan is hy besig om te bid. Dan sê Jesus weer, ek is net hier om die wil van my Vader te doen, ek sê net wat hy sê, wat ek by hom hoor, en ek doen net wat ek by hom sien. Jesus self het in sy eie woorde gesê, daar is 'n vyand, Johannes 10 vers 10, wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom om vir julle lewe en oorvloed te gee. Net hy alleen
kan dit gee. En daarom as ons kyk na heiligheid, baie interessant, in die Nuwe Testament is daar nooit die woord integriteit nie. Integriteit word in die Ou Testament gebruik, nie as sulks in die Nuwe Testament nie, maar al die bestanddele van integriteit, heiligheid, afgesonder, wandel onberispelik, wandel nougeset, ewen regverdigheid, al daai woorde wat deel is van integriteit, vind ons wel dan natuurlik dan ook baie in die Nuwe Testament. Maar as ons kyk na heiligheid, dan sien ons, en ons sê dit baie van hierdie kansel af, dis nie iets wat God net vir ons wil hê nie. Selfs wanneer die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig, daai opdrag, is dit vir 'n baie spesifieke rede. Daai lewe van afgesonder, gefokus op God, ingestel by God, is 'n lewe soos die lewe wat Jesus geleef het, en dis 'n lewe wat ons dan bring by die krag, die vreugde, die vervulling, die oorvloed van lewe wat Jesus ook gehad het. Nou, 'n ou kan baie maklik oor heiligheid praat en oor Jesus, en dan kan 'n mens in jou agterkop sê, okay, maar hier's my argument, maar dit was Jesus. Dit was Jesus, come on, dit was Jesus. Ek weet hy was 'n mens, want God het vlees geword, maar hy was ook die seun van God. Nou hoor gou, dis hoekom ek sê, daar's groot skuwe wat ons moet maak oor heiligheid en wat God oor ons sê. Hoor gou, wat sê die skrif oor hierdie argument? Daar's soveel plekke waar ons kan gaan kyk wat die skrif sê, maar hoor wat sê Paulus in Romeine 8 vers 29, een van die bekendes. Hy sê, want hy, dis God, hy het hulle wat hy reeds tevore geken het. Dis ons, Efesiërs 1 sê, hy het ons geken, voor die grondlegging van die aarde. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem. Wanneer is daai vooruit? Reg van die begin af. Ek gaan die mens maak in my beeld en my gelykenis, om 'n gelyke uitdrukking te wees van my beeld op die aarde. Hy het ons vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. Oh my goodness. Hoor God se plan. Die skrif praat van Jesus as die enigste gebore seun van God. Hy was die enigste gebore seun van God, maar hy's ook die eersgeborene van baie broers, wat hy vooruit bestem het om gelykvormig aan die beeld van sy seun te wees. En is dit nie, ons het hierdie jaar in Hebreërs so baie gepraat daaroor, dis kom ons jou aanmoedig om ook deel te wees van die tipe goed. Toe Jesus gekom het, het hy 'n nuwe tipe mensdom kom vestig. Sy genade, sy liefde, ons gaan vandag die nagmaal gebruik, die kruis het 'n nuwe tipe mensdom kom vestig. Die mens wat ons van die Ou Testament, die mens voor die kruis, was 'n mens wat sy identiteit en sy lewe en sy hele geskiedenis alles gevind het in wat met Adam gebeur het. Nou ons weet, God het hierdie mandaat met die mens gehad, om gelykvormig te wees, sy beeld, alles te vul, en toes daar 'n sondeval, en die mens se lewe raak gedisintegreerd met God. Die mens kies anders as hierdie heilig, afgesonder, toegewy aan God. Dit is wat sonde beteken. Die mens het sy doel gemis. En in die Ou Testament is daar 'n gediggie geskryf, 'n Engelse gedig, nie regtig nie. Maar daar's 'n gediggie geskryf wat vir ons presies verduidelik wat met die mens gebeur het. Julle ken daai gedig. Julle gaan hom vanoggend saam met my opsê. Ons sê hom so 2 keer 'n jaar op in Doxadaya. Okay, hier gaan ons. Julle gaan hom ken. Is julle reg vir hom? Sy naam is Humpty Dumpty. Okay, is julle reg vir hom? 1, 2, 3. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. And all the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Dis die storie van die mens. Die mens het 'n mandaat gehad, het 'n roeping gehad, het 'n plek gehad, God vanuit om te leef. Die mens kies iets anders. Dis wat ons sonde noem. Die mens raak gedisintegreerd met God, want God is heilig, God is regverdig. Hy kan nie wees, kan nie meng met sonde nie, en dit laat die mens in hierdie verlore, gedisintegreerde, verwyderde toestand weg van God af. Maar hier is die goeie nuus van die evangelie. En toe ek nou gister so vinnig van Zell sê,
waar ek vanoggend preek, toe sê sy, okay, nou maak een lewe ook sin. Dis een evangelie. Evangelie, evangelie. Daar is net een evangelie, een boodskap, wat hierdie Humpty-Dumpty toestand van die mens kon kom uitsorteer het. Nou, die hele skrif is vol daarvol, maar ons het nou hierdie jaar gefokus in Hebreërs. Hoor bietjie wat sê Hebreërs 10, ek gaan vir jou vers 10 lees, dan vers 14 in Afrikaans en Engels. Hoor gou hierdie geweldige uitspraak, dat jy kan vanoggend hoor, ek is heilig. Hoor wat sê vers 10, volgens sy wil, God se wil, is ons heilig gemaak. Ons is weer afgesonder, heilig, weer God toegewyd. Ons is weer verbind deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Hoor sê die Engels hom, by that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. In die Ou Testament, is nie volgende tyd daarvoor nie. Ou Testament, by die tempel, moes hulle aan mekaar offers bring om sonde te bedek, sodat God se teenwoordigheid in die allerheiligste kon woon. Maar dit was afgebaken, dit was afgesonder. Net die hoëpriester kon een keer 'n jaar daarin gaan. Maar nou sê hierdie Hebreërs eens en vir altyd, die liggaam van Jesus, the offering of the body of Christ. Hoor wat sê vers 14 nou. Hierdie is mind-blowing. Hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Engels, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Wat beteken dit? Dis hier waar ons ratte krap. As ek na my eie lewe kyk, ek hoop ek stel julle te leer nie, maar ek is ver van volmaak af. Ek maak nog foute. Somtyds is daar 'n doelmis situasie nog in my lewe. Jy sê iets wat jy nie moet sê nie, dink iets wat jy nie moet dink nie, wat dit ook al mag wees. Nog nie heeltemal volmaak nie. So wat sê die skrif dan hierso? Hoe is dit moontlik dat die skrif sê ons is vervolmaak? He has perfected us. Nou, as jy by so 'n plek in die skrif kom, hierdie is sommer 'n goeie stuk Bybelstudie help. As jy by so iets kom, gaan krap, gaan soek, gaan vind uit, praat met ander mense. Gebruik Bybelkonkordansies. Vind uit wat die Bybel hier sê. En hierdie was vir my so groot toe ek dit ontdek het. Die woord wat daar gebruik word, die Griekse woord vir vervolmaak, is 'n groot woord. Teteleuken. Teteleuken. Nou hoor nou gou weer die skrif. Want deur die een offer het hy hulle wat geheilig word, vir altyd geteteleuken. En hoor wat beteken dit? Hy het hulle heilig gemaak om iets te voltooi, om 'n doel te bereik. Teteleuken beteken hy het iets tot sy finale of volwasse toestand, of om dit tot daai toestand te bring. Iets wat in die verlede voltooi is of gedoen is, maar dit het 'n voortdurende gevolg in die Here. Wat sê die skrif hier vir ons? Die skrif sê hier vir ons, dat Jesus se offer, sy bloed, het betaal vir sonde. Dit het die mag van sonde gebreek. Dit het ons geheilig. Dit het ons weer afgesonder vir God. Dit het ons weer verbind met God. En omdat hy ons geheilig het, het hy nou met ons iets begin, waar ek die heeltyd meer dit word, wat ek klaar is in hom. Die ou mense het gepraat van heiligmaking. Jy stap 'n pad van heiligmaking. Deur sy offer het hy ons geheilig en nou word ons vervolmaak, want ons is weer geïntegreerd met God. En vanoggend is dit so belangrik om hierdie te hoor. Baie keer sê mense vir my, daai persoon leef nie met integriteit nie, daai persoon werk nie met integriteit nie, daai persoon se lewe is in kompartemente, hy is so daarso en hy is hier so en dit veroorsaak dat daar vraagtekens is. Maar 'n lewe van integriteit, 'n een lewe begin by die kruis. Dit begin by die kruis wat sê, ek is nie meer 'n sondaar in Adam nie. Romeine 5, gaan lees dit weer, ons het lank oor dit gepraat, vers 19 tot 21. Ek is nou as gevolg van God se liefde, sy genade, is ek nou in Christus. Ek is met hom versoen en daarom is ek nou weer geïntegreerd met hom. Miskien net gou nog 'n skrif. Hoor gou God se hart.
Hoor sy plan vir jou lewe, Hebreërs 2 vers 10, dit sê, dit was immers gepas dat hy, vir wie en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei. Baie kinders, tot heerlikheid, die lewe van heerlikheid. Ek maak jou in jou my beeld in gelykenis, heerlikheid, Gods heerlikheid, gaan vul die aarde met heerlikheid. Die leidsman van hulle verlossing deur lyding tot volmaaktheid sou bring. Jesus was die leidsman wat gelei het, sodat ons lewens weer geïntegreerd kan wees, om ons lewe tot volmaaktheid te lei ken, vir volmaking te bring. That is the price that he paid. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Dis God se hart. Om hierdie rede is Jesus nie skaam, weer 'n keer, om hulle sy broers te noem nie. Miskien sit jy vanoggend hier, ons praat nie elke dag oor integriteit nie, maar miskien sit jy vanoggend hier en jy voel, jou lewe is gedisintegreerd. Dis gedisintegreerd in die eerste plek met God. Jy weet, ek ken nie baie van houtwerk nie, maar as jy mos 'n voeg maak, dan op 'n stadium pas daai voeg in mekaar. Dis wat Psalm 42 sê, deep calls unto deep. Almal van ons het daai begeerte vir daai lok, daai voeg binne in ons, want God het dit vir ons gemaak. Hierdie bottel is 'n skepingsdoel is om water te hou. Dis nie om vuur te maak nie. Dit sal verskriklik rook en stink, reuk en goed maak as ek hom gebruik vir vuur maak. Jy's gemaak om gelok, geïntegreer met God te leef. Miskien sit jy vanoggend hier en jy beleef, maar daar's 'n disintegrasie met God. Wat doen God se woord? Hy nooi jou. Hy nooi jou na die kruis toe. Hy nooi jou om jou lewe oor te gee aan hom, om geïntegreerd te raak met hom. Hoe gebeur dit? Hoe ontvang ek dit? Hoe ontvang ek hierdie geïntegreerdheid met God? Onthou julle vir Petrus, wat op 'n stadium gesien het, U is die Christus, U is die Messias, U is die Seun van God, U is die Koning, U is die een wat vir my lewe kan gee. Dit gebeur wanneer ons klaar maak met ons eie lewens, gedisintegreerd, ons wat in beheer is van ons lewens, en sê, Here, kom terug na my doel toe, om vanuit U te leef. En daarom is die doop so belangrik. In hierdie gemeente doop ons mense wat tot geloof kom, want die doop sê, ek begrawe, dis 'n teken dat ek begrawe word, die ou mens wat vanuit homself leef, bestaan nie meer nie, en nou begin ek met 'n nuwe lewe in Christus. Nou ons gaan nou gou eindig met, wat is die doel van dit? Hoekom moet ek 'n lewe van heiligheid leef? Hoekom moet ek hierdie een lewe leef? Hoekom moet ek geïntegreerd met God leef? Daar's 'n baie spesifieke doel. God roep ons nie net vir heilig wees, net om heilig te wees nie, maar in hierdie hele journey, hoor gou wat sê Hebreërs 10 verder. Baie belangrike ding. Wanneer ek dan tot geloof in Christus kom, om weer in daai grid te pas. Hoor gou wat sê Hebreërs 10 verder, vers 5, hy sê, ook die Heilige Gees getuig teenoor ons, want nadat hy gesê het, dan quoteer hy Jeremia 31, dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here, ek sal my wette in hulle harte skryf, en dit of in hulle harte gee, en dit op hulle verstand neerskryf. Wat sê die Hebreërs skrywer hier vir ons? Hy sê vir ons, in daai oomblik wat God jou heilig en die pad van vervolmaking, tetelaion ken, begin, sit hy sy wet, die wet van die Gees, die wet van die vryspraak, 'n wet van die vryheid, die lewe, die oorvloed van lewe wat daar in Christus is, sit hy dit in jou hart en hy skryf dit in jou verstand. Hebreërs sê ook, as gevolg van die offer van Jesus, hoor gou hierso, ek en jy het God verlate, geleef, maar as gevolg van die offer van Jesus, kon Jesus uiteindelik opvaar hemel toe, en hy kon sit aan die regterhand van God, en hy kon die belofte van die Heilige Gees uitstort. So Jesus sy offer het my en jou so gereinig, dat die Gees van God nou weer in ons kan woon. En dat hy die wet van die Gees weer op ons harte kan skryf. Nou 'n lewe van heiligheid, 'n lewe van integriteit, 'n
een lewe benadering is geweldig belangrik in die skrif, en ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Nou vanoggend wil ek gou ietsie doen, hierdie rek van my is so bietjie kort, mag ek gou vir Annie en vir Dewald vra om my te kom help. Net gou terug na Hebreërs 10 toe. Wat sê die skrif daar vir ons? Wanneer God se offer my en jou reinig, so reinig dat sy Gees in ons kom woon, dan begin ons 'n pad stap met die Heilige Gees. En verbeel jou vanoggend, dis net 'n simbool, hierdie stel die Heilige Gees voor, en hy stel voor die einddoel van my lewe. Die einddoel van my lewe, wat's die doel van integriteit? Om soos Jesus te wees. En ons gaan nou sê hoekom. Om soos Jesus te wees. So hier's die einddoel van my lewe. God het my geheilig, hy het vir Dewald gered, hy het hom geheilig, maar nou begin die pad van vervolmaking in Dewald se lewe. So wat gebeur in daai oomblik wat die Gees binne in jou kom woon? Nou moet jy bid dat die ding nie snap nie. Kom Dewald. Ek kom plaas, nog 'n bietjie terug, ek kom plaas myself onder die beheer van die Heilige Gees. En in die begin, omdat ek 'n ou natuur gehad het, kan dit dalk so voel. Maar hoe meer ek saam met die Heilige Gees werk, onder sy invloed is en saam met hom beweeg, hoe nader trek die Heilige Gees my na Teteleionken toe, na vervolmaking toe. Julle kan mekaar 'n druk gee. En die Heilige Gees, dankie julle. Ja, hou net daai band, ek moet my nek oefeninge doen. Okay, is nie net sulke eenvoudige oefeningkies nie. En die Romeine 8 sê vir ons het die eerstelinge van die Gees. Ons het die Heilige Gees. Dit wat die Heilige Gees in ons doen, is gewaarborg. Hy het dit vooruit bestem, dat ons gelykvormig aan hom sal wees. Dus kom die skrif sê op 'n stadium, ons weet nie wat ons sal wees nie, maar ons sal soos Jesus wees. Ons sal gelyk wees aan hom, aan sy heerlikheid, dieselfde heerlikheid. En natuurlik, in hierdie proses, hierdie een lewe van heiligheid, integriteit, hoe jy dit ook al wil noem, werk ons saam met die Heilige Gees, want Paulus skryf in Efesiërs 5, moenie die Heilige Gees bedroef nie. We can do that. As iemand wat geheilig is deur God se offer, want dit is sy liefde, kan ek die Heilige Gees bedroef. So hierdie woord is geweldig belangrik om af te sluit vanoggend. Wat is die doel van heiligheid? Is dit net om heilig te wees? Wat is die doel van heiligheid? Onthou julle in die Ou Testament, ek gaan gou weer iets van dit sê. Was daar baie offers gewees, dis gesprinkel met bloed, dis gereinig, die hoëpriester, almal, die priesters was ook gereinig met bloed, hy kon 1 keer 'n jaar ingaan, en daar was die teenwoordigheid van God, want van die begin af, wou God se teenwoordigheid by die mens wees. So toe die mens sondig teen God, en die teenwoordigheid weg is, hulle weg is uit die tuin van Eden uit, het God nie teruggestaan en gesê, kry vir julle nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe gee. Hy verlaat sy hemelse plek. Die Vader sê, my seun kan gaan, my seun sê, ek sal gaan. En hy gaan en hy betaal hierdie prys, sodat die mens in God weer geïntegreerd kan wees. In die Ou Testament, in die allerheiligste, God wil so graag by sy mense wees, dis sy plan van die begin af, maar dis afgebaken, dis 1 keer 'n jaar. Wat doen Jesus? Wat doen God die Vader in die Nuwe Testament? Hy kom was ons met sy bloed. Hy reinig ons met sy bloed. Dan skryf Paulus dit so mooi, hy sê, nou is ek en jy die tempel van die Heilige Gees. Heilige Gees woon nou binne in ons. So in die Ou Testament was dit net daar, in die allerheiligste, want dis hoe graag God daar wil wees. Dis net daar. Want God wil die aarde vul met sy teenwoordigheid, met sy heerlikheid, met die doxa van Dio. Nuwe Testament sê God, ek betaal hierdie prys, sodat jy nou in Christus kan wees, gereinig, sodat die Gees in jou kan kom woon, jy's nou die tempel. You are the temple of the Holy Spirit. En oral waar jy beweeg,
trek God jou, vervolmaak jou, skep by meer en meer en meer heerlikheid. Paulus sê dit 2 Korintiërs 3, ons groei, ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. Hy doen dit in jou, maar hy doen dit nou ook deur jou. Romeine 8, the whole of creation is awaiting the revelation of the sons of God. Ek maak nog steeds die fout. Ek ry nog steeds baie keer in Mosselbaai en sê, ja, ek wonder oor hierdie ding, gaan hy so goed bly, want ek sien baie keer tekens van iets anders. Dan sê ek weer, Here, vergewe my, U roep my, as ek dan iets sien, om die heerlikheid van God daarin te dra. Jesus het nie soos the man of the moment kom rondloop net vir status nie. Hy het kom dien. Hande vuil gemaak, voete seer geloop. Dink sy keel was baie keer seer gepraat van hoe hy oor en oor vir mense moes verduidelik. But it was from the heart. Die doel van 'n een lewe roeping, 'n heiligheidslewe, integriteitslewe onder die beheer van die Heilige Gees. Die doel, ultimate doel, is in daai pad, is daar revelation van die kinders, die seuns, die dogters van God, waarvoor die wêreld so wag. God het die kerk gekies om die aarde te vul met sy heerlikheid. The church does not have a mission. Ons het altyd mense op sending toere gestuur. Dis goed, dis great, laat ons dit doen. Maar die sending lê nie daar nie, hy lê hier. The church doesn't have a mission. The mission, die aarde wat gevul moet word met sy heerlikheid, has a church. Dis hoekom God die prys betaal het, die offer betaal het, ons was die offer gebring het, in die allerheiligste ingegaan het, en hierdie offer voor God gaan present het as 'n hoë priester. Geroep om die aarde te vul met sy heerlikheid, alle omgewings, alle mense, alle dinge, alle plekke, onder sy heerlikheid, want waar hy is daar lewe. Ek wil jou vanoggend vra om jou oë te sluit, saam met my. Ons gaan vanoggend die nagmaal saam gebruik en die nagmaal is en dit mag baie persoonlik vir jou wees. Want was dit nie vir hierdie herdenking wat ons het nie, was ons nog in bondage, was ons nog in slawerny van sonde. Hierdie wat ons herdenk, jy mag nooit gewoond raak aan dit nie. Dit het sy lewe gekos. Jy mag nooit die betekenis van dit vergeet nie. Hy het dit gedoen omdat hy jou lief het. Hy het dit gedoen omdat God is. Sy woord is gewaarborg. Hy het gesê, die aarde sal gevul word met sy heerlikheid. He paid the price for that. Hy roep my en jou, en daarom is die nagmaal nie net persoonlik nie, maar hy roep my en jou ook, om deel te wees van 'n gemeente, van 'n familie, van die groter kerk, die bruid van Christus. Om te sê, Here, hierdie een lewe het 'n doel. Hierdie teteleioken, hierdie vervolmaking, hierdie trek onder die beheer van die Heilige Gees, dit het 'n doel. God wil die aarde vul met sy heerlikheid. Here, ek wil vanoggend bid vir enig iemand wat dalk nog vanoggend hier sit en sê, Here, my lewe is gedisintegreerd met U. En ek beleef die effek van dit. En vanoggend in hierdie wonderlike spasie van kerk wees en die beautiful auditorium wat ons het, en die worship wat ons omring, hoor ek vanoggend U roep, U trek, soos hierdie rek na U toe.
Dankie dat U my vanoggend trek, Here. Om my lewe te vind in Christus. Ek sê vanoggend ja vir dit. Dis hoe heilig dit is, maar dis hoe maklik dit is. Dis 'n besliste ja vir Jesus. Miskien wil jy volgens net 'n oomblik vat, om net te sê, Here, ek sê ja vir U. Vir alles van U. Here, saam met dit vanoggend, loof ons U ook vir die kruis. Was dit nie vir die kruis nie? Where would I have been? Ewig, sonder hoop, verlore, afgesny van God. Maar volgende Here, kom sê ons ook saam met dit, hierdie nagmaaltafel vanoggend, wys ook vir ons, U roeping op ons lewe het 'n doel. Let your glory fill the earth, God. Dankie dat ek volgende weer hand hoog kan opsteek, om ja te sê vir dit. Here, kom werk in my lewe, kom werk deur my lewe, maak my meer soos U. Maak my meer bewus, alert, Here, van waar U my ook wil gebruik, om die heerlikheid van God bekend te maak, te versprei. Ons loof U vir U kruis, Here. Ons loof U vir U opstanding. Heilige is U naam. Amen. Amen. Ons gaan vir jou geleentheid gee, voor is 'n nagmaaltafel aan elke kant is, gaan kry van die elemente, en dan is julle welkom om op julle tyd die nagmaal te gebruik, dan ook in hierdie konteks van die woord vanoggend. Die Here seën jou.